Jesus kom na Jerusalem. Dit was weer tyd om die Pasga te vier. En baie mense het elke jaar na Jerusalem toe gegaan om dit te vier. Ook Jesus en sy disippels was op pad daarheen. Hulle kom toe by die Olyfberg, net buite 'n klein dorpie met die naam Betfage. Gaan gou na Betfage toe, sê Jesus vir 2 van sy disippels. As julle daar kom, sal julle 'n jong donkie kry wat vasgemaak is. Niemand het nog ooit op hom gery nie. Maak hom los en bring hom vir my. As iemand vra wat julle doen, sê dan, die Here het hom nodig. Die 2 disippels het toe na Betfage gegaan, en so waar, daar kry hulle die jong donkie, nes Jesus gesê het. Terwyl hulle hom losmaak, kom sy eienaar daaraan en sê, "Wat maak julle? Hoekom maak julle my donkie los?" Die disippels sê toe versigtig, "Die Here het hom nodig." Die eienaar het die donkie toe laat gaan saam met die disippels. Hulle vat toe die donkie na Jesus en sit sommer van hulle klere op die donkie se rug, sodat Jesus daarop kon sit. Toe Jesus begin ry, het hulle klere uit respek vir hom in die pad neergesit. 'n Groot klomp mense het rondom hulle begin saamdrom, soos Jesus Jerusalem op die donkie binnery. Die mense het van hulle klere en palmtakke voor hom in die pad neergegooi. Ander het palmtakke gewaai en almal het saam uitgeroep, "Hosanna, Hosanna, hier kom Jesus, ons koning. Prys hom wat as koning in die naam van die Here kom. Hy bring vir ons vrede en al die eer behoort aan hom," het hulle gesing. 'n Klompie fariseërs en godsdienstige leiers wat daar eenkant gestaan het, was baie ontevrede met hierdie. Hulle sê toe vir Jesus, "Sê vir die mense hulle moet stil bly." Maar Jesus antwoord hulle, "Ek sê vir julle, as hierdie mense stil bly, sal die klippe hier langs die pad dieselfde oor my uitroep." Toe Jesus so op die donkie se rug ry deur die skare, het hy hartseer geword. Hy het geweet wat voorlê vir homself, die mense en die stad van Jerusalem.